Salams and welcome. Thank you for joining me in episode number 20, part number 20. We are busy with surah number 2 of the Afrikaans Quran, die Heilige Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Die Heilige Quran by Imam M.A. Baker. You can get copies, additional copies of Quran or any other literature, various publications from the IDM, IPCA, MJC, Muhammad's Hardware and elsewhere. Quran copies available in English, Afrikaans, Xhosa, Zulu, Oshiwambo, Burundi, and various other publications that you may be interested in. The Heilige Quran, we have completed Surah Al-Fatiha. We are busy with Surah Al-Baqarah, which is chapter number 2 of the Holy Quran, the longest chapter in the Quran. So, part number 20, Surah number 2. Afdeling 8. Ontaarding van de Israëlieten. Voorwaar die geloviges. Wie is die geloviges? That's nota nummer 7. Diegene wat aan Allah glo. Right? So diegene. So voorwaar die geloviges wat aan Allah glo en die Jode en die Christene en die Sabiërs wat aan Allah en in die oordeelsdag glo en goeie dade doen. So hulle moet glo en saam goeie dade doen. Sy beloning is by hul Here. Geen vrees of berou sal oor hulle kom nie. Jy sien die gelowiges, baie belangrik, die gelowiges. En toe ons 'n verbond met julle aan die voet van die berg. Watter soort berg is dit? Nota nummer 8. Die Mount of Sinai, die berg in Sinai by die Egyptian Peninsula, die Mount of Sinai. Right. En toe ons 'n verbond met julle aan die voet van die berg, die Mount of Sinai, die berg van Sinai gesluit, en ons gesê het, hou vas aan wat ons julle gegee het, en onthou wat daarin staan, sodat julle teen die sonde mag waak. Nogtans het julle daarvan afgewend, en was Allah nie genadig en goedgunstelik nie, sou julle sekerlik ondergegaan het. So Allah is baie genadig en goedgunstelik. En julle het geweet wie van julle die Sabbat ontheilig. Daarom het ons vir hulle gesê, wees soos die ape, verag en verwerp. En ons het van hulle 'n voorbeeld gemaak vir julle en die geslagte na julle, en 'n les vir hulle wat teen die sondes waak. En toe Moses aan sy volk gesê het, voorwaar Allah gebied julle om 'n koei te offer, het hulle gesê, dryf u die spot met ons? Hy het geantwoord, ek neem my toevlug tot Allah, sodat ek nie ook een van die onkundiges word nie. Hulle het gesê, roep u hier aan om ons onwil, sodat hy ons kan verduidelik hoe sy moet lyk. Moses het geantwoord, hy sê, sy moet 'n koei van gemiddelde ouderdom wees, nie te jonk of te oud nie. Doen dan nou wat julle beveel is. Maar hulle het gesê, roep u hier om ons onwild aan, om te verduidelik wat haar kleur moet wees. En Moses het geantwoord, hy sê, sy is 'n geel koei, warm van kleur en aangenaam van die oog. Hulle het gesê, roep u Here aan om ons ontwil,
om ons te verduidelik watter soort koeie sy is. Want vir ons lyk al die koeie eenders. En as dit Allah behaag, sal ons waarlik reg gelei word. Moses het geantwoord. Hy sê, sy is 'n koe wat nog voor geen ploeg getrek of die akkers benaad het nie. 'n Koe sonder gebreke en onbevlek. Hulle het geantwoord, nou het u die waarheid in ons gebring. En hulle het haar geslag, ofskoon hulle dit liewer nie wou doen nie. Brings us to the end of part number 20. Join me in the next episode, which is part number 21. Alhamdulillah Rabbil Alameen.